verloor die man wat sy talent begrawe het, al was hy verantwoordelik? Annemarie, daai sekere wêrelde wat my in die nag laat wakker lê. Dis waar. Hy was verantwoordelik, regtig. Baie ouens judge hy ou. Ek dink as ek reg is, as ek nou na my paneel kyk, baby, sê hy wat gesê het, ek weet jy's 'n onregverdige die persoon wat belê het by hom. Dis die investment, die een het 5, die een het 2 of 3 gehad, die ander. Ek sê goed met nommers nie, ouens en onthou nie. Gaan kyk in die Bybel, jy sê die antwoord kry. Maak is reg. Hy het hulle 'n investment gekry. Kom ons praat vandag se taal. En die ou met die 1 talent het dit verduidelik van 'n onregverdige belegger. Ja. Met ander woorde, teoloog kan nou maar raai hoe ver is ek uit of in. Dit lyk my as hulle nie rente of dividende op daai investments gekry het, kan hulle in groot moeilikheid gewees het. Moontlik daai tyd doodgemaak geword het. Ja. So, jy het mooi gesê, hy was verantwoordelik. Ja. Die ander het gesê, life or death, ons gaan kanse vat. Ons gaan hierdie goed gooi. Yes. Die een se 5 het verdubbel, die ander een se 2 of 3 het verdubbel, die man. En hy sê vir hom, jy's 'n onregverdige belegger. Ek gaan ons taal gebruik. Ja. En wie wat het gebeur, ek het gedink, as ek hom begrawe, en hy kom terug, gee ek jou net jou saak terug, en ek sê die moeilikheid uit. Ja. Ek verloor nie jou goed nie, het niks gemaak nie, maar ons breek ewen, en ek is veilig. Ja. En natuurlik die belegger hier is natuurlik die almagtige God uit. En hy sê vir hom, jou dwaas. Hy sê, daai een het dit gedoen, daai een het dit gedoen, rentes en dividends verdien. Ja. Dit is die realiteit. En jy het gegaan en dit gaan doen. Onder andere is hy ook die ewige helde. So, jy vra my, hoekom verloor die man wat sy talent begryp al? Dit is een van die grootste bewyse as jy na die dialoog kyk. Tussen die man, ons moet daai dialoog, ons kan hom nie mis nie. Gaan kyk kom in die Bybel. Ek sal ook bietjie gaan kyk, dat ek my net weer refresh. Maar ek is reg. Die dialoog verduidelik vir jou amper jou gewone kerkganger se verantwoordelikheid. Ons gaan nie uit ons baan nie. Ons gaan nie 'n kans hier vat nie. Ons gaan nie ons gaan ook nie van kerk verander nie. Ja. Of ons gaan altyd waar dit veiliger is. Yes. Ons hoor daar's 'n goeie kerk nou daar aan die ander kant, maar ons bly maar nog eerder hier, maar het hulle revival. Gaan so toe. Nee, kyk, hulle noem dit die Mary and Barry saak. As ons nou hier mense wil trou of begrawe, dan is dit maar ons ou plekkie. Maar in die tussentyd beweeg God magtig in 'n ander plek. Ja. En hy begrawe vermoëns. En interessant, die Godheid kyk anders as die bank na hierdie saak. Hy vat dit so erg op, omdat hy weet, die een wat belê, dis God in jou. Hy het in jou belê, hy het in my belê, hy het in pastoor Betty belê. Yes. Is dit so erg, dat hy eintlik bedoel, vat die kans, kry jou fokus reg, kry jou brandstof reg, jou energie, kry jou excitement, kry jou glory moment, storm die lewe, want ons het nou met Desco geleer, die lewe is equals one day. Hy begin in die ooste, en hy sak in die weste. God weet dit, die engele weet dit, die heerskap, die duiwel weet dit ook. Die duiwel sit aan die een kant en hy sê vir jou, ek gooi jou nog bietjie met depressie, ek gooi jou nog bietjie met swartgalligheid, ek gooi jou nog bietjie met goed uit jou verlede, ek gooi jou nog 'n bietjie, en die son bly draai en draai en draai en draai en draai. Inteendeel, ek maak hier weer klaar, ons wil Desco so inrig, pastoor Betty is die een wat hy verantwoordelikheid gevat, om te kyk of ons daai kompas, julle daai kompas gesien, in real time kan laat hardloop. Met ander woorde, as iemand ingelok het, en sy datum ingesit het, begin hy letterlik beweeg. En ander, jy sal oor 3 dae as jy hom dan ooptrek, sal jy kan sien, jy was, vat 'n week, 7 dae terug was ek hier, ek is nou hier, en daai 7 dae gaan jy nooit weer terugkry in jou lewe nie. Ja, So net vir interessantheid, hoekom ek het nou Desco noem, en daai koördinate, die duiwel weet dit.
En hy weet vir elke uur en elke minuut, want die duiwel, Lucifer, is in die geestesrealm. Hy is nie soos ons gekoppel aan hierdie aardse bestek wat ons nou die koördinate ewen uitwerk. Hy kan nog leef. Ek word die dag begrawe, dan gaan hy nog aan met sy werk. Volgens die woord van God is sy saak, met die 1000-jarige vrederyk gaan hy gebind word, daarna die 1000 jaar, dan gaan hy met die slag van die Gog en die Magog, homself in God vashardloop, en dan gaan hy weggeslinger word. Weet jy hoe ver is dit nog? Hoe ver het ek nog? Voor ek in infinity in beweging, God vir my sê soos die man, ek het vir jou al die goed gegee, jou koördinate het verskuif. Nou as jy die ding op real time hou, ek dink jy kan sien die disaster, op jou verjaarsdag moet jy 'n notification vir jou gooi, tjing, baie geluk Jaco met jou verjaarsdag, Annemarie met jou verjaarsdag, en jy sien 'n jaar terug waar jy gelê, en ek wens jou geluk met jou, vergeet vordering, mag jy nog 'n goeie liewe vorentoe hê. Ek sê vir haar, skryf hy ding so, dan gaan jy die realiteit sien wat regtig met jou gebeur. Dis onvervangbaar die 2-3 ure terug wat ons gehad het, sê maar nou vorentoe, vanoggend teen vanaand. En Lucifer se droom is dat hy, wat gaan hy na jou toe gooi? Gaan depressie na jou gooi, swartgalligheid, gaan angs na jou toe gooi, gaan stres na jou toe gooi, gaan, noem die goed, vra as jou kinders, hulle sal al die name vir jou gee. Hoekom moet ek dit nou gaan staan? Want ek worry nou meer oor hy name nie, want ek wil nie in hierdie scenario kom, waar ek voor God staan en hy sê, Chris, en ons almal het talente. Absoluut. Ons almal, en interessant, hulle bevind nou vandag, dis nie talente wat jou maak of breek nie. Waarmee jy nou van kleins af mee operasioneel is nie. Hulle reken is die skuldenaar. Niks met sy geboorte se vermoë te doen nie. Is die skuldenaar wat gefokus besluit, ek gaan 3 ure dag skilder. Gaan die beste skuldenaar word. Dan het hy minder talente as wat Picasso gehad het, of Van Gogh. Wel met mense wat ruggraat het. Ek vat die kans. Die ander 2 manne het geweet, hulle het geweet wat hulle geweet het, as hulle droogmaak en hulle doodgemaak word, toe leef hulle. Die ander ou het geweet, ek kan doodgemaak word, toe begrawe hy, toe is hy gone. Ek sluit hiermee af, ek gee oor, want ek gaan te veel oor hierdie goeders, Annemarie, maar jy het 'n mooi hierso, Baie dankie, Dr. Chris. Ek gesels nou met my vriendin, pastoor Betty Marks. Annemarie. Hallo, ons het lanklaas gesels. Baie lanklaas. Ek wil net weer vir pastoor die vraag vra. Hoekom verloor die man wat sy talent begrawe het, al was hy verantwoordelik? Dr. Marx het nou die negatiewe goed so hier uitgegooi en ek dink, los net my antwoord uit, want jy weet, hy gaan byt, soos depressie en pessimisme en al die negatiewe dinge, en toe los hy gelukkig myne uit, ek het ook ietsie om te sê, anders het ek nou nie geweet wat om vir jou te antwoord nie, maar hierdie, wat was hy gewees, die man wat die talent begrawe het, ek dink hy was, weet jy wat hulle omnoem nie, maar in elk geval 'n werker, hy het uit vrees gedoen wat hy gedoen het, nie uit geloof nie. Nou, ons praat oor fokus en ambisie, en jy het fokus en ambisie nodig, ons het dit net nou so mooi gesê, om te kan leef, om te kan vooruitgaan, om te kan beweeg, en wat doen vrees? Vrees verlam jou. Hy het ook gesê, toe die eienaar terugkom, toe soos my liefling nou gesê het, toe het hy vir hom gesê, ek weet jy's 'n baie kwaai man, en nou sommer in my woorde, en 'n baie harde man, en uit vrees, dat ek dalk dit gaan verloor, en nie kan vermenigvuldig nie, het ek het gaan begrawe, so daar was geen geloof in sy hart gewees nie, so wanneer ons fokus en ambisie wil laat excel, dat dit moet die beste wees, moet ons uit 'n punt van geloof kom. Ek dink heel in die begin het Jaco gesê, dat, ek kan nou nie presies onthou nie, maar dit het daarop neergekom dat, dit hou jou beweging terug. Jy moet kan vorentoe gaan. Jy moet kan leef. Die vuur bring daai beweging. En sodra jy uit vrees uit is, en nie uit geloof nie, dan gaan jy stagneer. En weet jy hoe gevaarlik is stagnasie? 'n kar wat langs die pad staan, se wiele gaan gesteel word. Absoluut. Dit is waar. Maar 'n kar wat loop en sy wiele wat rol, daai wiele sal hulle nie afhaal nie. En jy moet daai mate van geloof kan toepas, kan sê,
Ek sien waarheen ek op pad is. Ek is bereid om ongemak te verduur. My ambisie sal dit deurbring. En ek het die geloof om te weet dat met Christus is ek tot alles in staat. Geen vrees in my lewe toelaat nie. Ek sê dit nou maklik, want dit is nou sommer hierso in die heiligdomme waar dit alles net makliker lyk en klink en voel en is om te sê. Ja. Maar wanneer jy daar buite is dit nie so maklik nie. Maar 'n mens kan vir jouself sê, jy moet jou geloof word deur, ek sê die Bybel kom deur die gehoor. Jy moet vir jou in die woord kan indelf. Jy moet jou kan, ek wil amper sê oppomp met daai skrifte wat vir jou sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dawid het gesê, met my God loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. En so bou jy jou geloof. En hoe meer jou geloof opkom, hoe laer raak jy vreesvlakke. En hoe minder word jou verlamming en kom jy in aksie. Geloof is aksie. En fokus en ambisie. Ek is te lank in Pretoria. Fokus en ambisie het beweging nodig. Absoluut. Sjoe, dit is so mooi gesê. Baie dankie pastoor Betty. Dankie Annemarie. Ek wil nou met my liefling gesels. Dis alweer ek en jy. Ek weet nou nie waar is dit nie. Ag, nou gesels ek bietjie met jou. Baie welkom. Baie dankie. Ja. Hoekom verloor die man wat sy talente begrawe het, al was hy verantwoordelik? Dankie dat ek weer met jou kan praat. Amper vergeet ek my maniere. Ja. So, man, hy het gefokus op beskerming, nie op groei nie. Dis waar. Wat ek dink baie van ons ook maar wil doen, want jy is bang vir daai vorentoe. Ja. Ek dink dit kom neer op 'n ou wil eerder op jy stagneer basies. Ja. Jy wil eerder in daai gemaksone wees as wat jy daai vorentoe wil beweeg. Jy wil veilig speel. Dis hy. En dit is nie 'n goeie ding nie. Nee. Nie in vandag se lewe nie. Hy het nie verloor omdat hy roekeloos was nie. Hy het verloor omdat hy niks gewaag het nie. Dis waar. Hy noem homself versigtig, maar eintlik het vrees hom verlam. En ons het nou gehoor, as jy nie daai dryfkrag het, as jy nie Christus het nie, gaan dit jou, binne gaan jy verlam voel. Jy gaan nie voel, hoorie, ek kan vorentoe nie, of ek wil vorentoe nie. Ja. Want ons het daai 4 nodig. Ons het die fokus, ambisie, en ons het Christus die 4 nodig, dat ons daai lokomotief kan vorentoe bestuur. Ja. Hy het eerder niks gedoen as om moontlik verkeerd te doen. Hy het gedink hy speel dit veilig, maar in werklikheid het hy sy geleentheid begrawe. Wanneer jy net beskerm wat jy het, stop jy die potensiaal daarvan, want ware getrouheid lê nie in wegsteek nie, maar in vermenigvuldig. Dit is so waar. So, as jy nie daai 4 binne in jou gaan aansteek, en jy gaan begin, soos die lig, soos die kers, die lokaal verlig nie. Dis basies dieselfde hierso. Ja. Dan gaan jy omgewing sien. Hoorie, hierdie man het fokus, hy het ambisie, en hy het die 4. Want dit is tog op die einde van die dag wat ons nodig het, Dit is so. wanneer ons vorentoe wil gaan in ons lewens. Yes. Ag, baie dankie, my liefling. Dit was so lekker om met jou te gesels. Om alles dan op te som, wil ek ook net sê dat moenie stagneer nie. Begin vandag, gebruik jou denke, gaan oor in fokus, kry daai ambisie, en dan die belangrikste is die 4 wat jy moet hê. So, gaan uit en gaan doen daai ding vandag, sodat jy die pad saam met die Here kan stap en 'n goeie lewe kan hê.